episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jaco de Beer. Goeiemôre aan almal, ons luisteraars en ook my twee mede-aanbieders. Ons gaan vanoggend voort met die reeks van menslike seksualiteit wat voortvloei uit die katekismes wat ons ook met julle in die vorige episode gedeel het. Die katekismes menslike seksualiteit, 'n katekismes geskoei op die Heidelbergse katekismes deur Dominee Christopher J. Gordon. En ons gaan vanoggend na vraag 3 en 5 kyk, en die katekismes is ook in 3 dele opgedeel. Deel 1 is die skepping, deel 2 is die sondeval, deel 3 is die verlossing. So in die vorige episode het ons inleidend gekyk na vraag 1 en 2, en ons het die grondslag gelê vir die katekismes, ook verduidelik hoekom nog 'n katekismes, en ook dit net in die regte lig gestel ten opsigte van ons huidige belydenisskrifte, dat julle as luisteraars net verstaan. Ons is nie besig met 'n 4 formuliere van eenheid nie, maar ons bly by die 3 formuliere van eenheid. Maar dit is tog noodsaaklikheid vir sulke tipe katekismes wat maar net 'n leerdokument is vir ons tyd. En so gaan ons vanoggend met deel 1 begin, wat die skepping is, wat gaan oor wat vraag 1 tot 3 doen. Man en vrou is geskape na God se beeld met 'n doel. Dit is die tema van die opname, en dit gaan oor vraag 3 tot 5. Ek wil net ter inleiding vir ons 2 tekste lees wat ek sou sê kerntekste vir hierdie opname is. En dit is eerstens Genesis 1 vers 26 en 27, en dis die skepping van die mens, die toppunt van God se skepping. Die 6de dag het God gesê: "Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld het hy God geskape. Man en vrou het hy hulle geskape." En natuurlik weet ons, die baie argumente vandag is dat ja, dit is 'n kulturele, historiese gebeurtenis, en selfs in die Ou Testament, of selfs dinge soos tempelprostitusie, waar dit belangrik was om hierdie tipe dinge te sê, maar dit was 'n kulturele ontwikkeling in sy tyd. Wil ons tog nou ook lees Matteus 19 vers 4, waar Jesus dit herhaal, hoe God die mens gemaak het. En dit is my mooi dat dit in die begin van die Bybel in die Ou Testament is, en ook in die Nuwe Testament, dat Jesus vir ons die hakkies sit om God se woord, dat die mens man en vrou geskape is na die beeld van God. En Matteus 19 vanaf vers 4 sê Jesus, en hy antwoord hulle en sê: "Het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees, sodat er nie meer 2 is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie." En 'n mens kan ook dan sê, dit is ook die tema, eintlik die hooftema, want die tema wat ek op die skerm het is eintlik my verwerkte tema, maar die hooftema is, wat God saamgevoeg het, mag nie mens nie skei nie. As God ons man en vrou gemaak het, en ons man en vrou saamgevoeg het, mag ons dit nie skei nie. Dan wil ek net gou vinnig die vraag ook vir julle lees, vraag 3 tot 5, jammer, dit inleiding is bietjie lank, maar kom ons lê daai grondslag, en dan kan ons lekker saam gesels. So vraag 3 begin met die eerste deel, die skepping. Dit vra: met hoeveel geslagte het God die mens geskape? In die skepping het God 2 geslagte geskape. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Dis vraag 3. Dan vraag 4, wat vereis God van ons deur ons na sy beeld te skep? God vereis dat ons hom, soos wat hy ons man en vrou geskaap het, met ons hele hart, salf en verstand en krag, en ons naaste soos onsself lief moet hê. En vraag 5, hoekom het God ons as man en vrou na sy beeld geskape? Sodat ons al die uitnemende gawes waarmee hy ons geskaap het, in ware geregtigheid en heiligheid na liggaam en siel, as man en vrou
tot sy heerlikheid sal uitleef, soos wat ons heerskappy oor die aarde uitoefen. Julle, daarso is die inleiding met ons afgehandel en ons eerste punt op die skerm is, wat uit vraag 3 kom, God het 2 geslagte geskape. Kom ons begin gesels daaroor. Eerste ding wat ons luisteraars moet opmerk, Jaco, is die groot fokus van hierdie vraag lê by die skepping. Die grondslag vir die gesprek vandag, die grondslag vir ons redenasie oor man en vrou, oor huwelik, oor manlikheid en vroulikheid, dit alles trek terug na Genesis, hoe God dit alles in mekaar gesit het, hoe God die ordes daar gestel het. En nou het ons 'n klompie jare gelede in Suid-Afrika het ons veral gesien dat daar gekarring is aan die beskouing van Genesis. So, dit is natuurlik 'n baie ou redenasie, dat Genesis eintlik mite is, dat Genesis iets is wat ons 'n bietjie anders moet interpreteer as wat ons dit normaalweg sou interpreteer as ons gewoon met 'n gelowige gesindheid na die Bybel gaan. En daar kan 'n mens ook opmerk dat in daardie tye wanneer ons begin karring aan Genesis en ons beskouing van Genesis, dan merk ons op dat ons beskouing van man en vrou te gelykertyd ook begin vir die lyne tussen man en vrou begin verdof en die rol van man en vrou begin verdof. En die rede daarvoor is omdat ons God se skepingsordes begin anders interpreteer of met 'n mitologiese interpretasie kom vir dit alles. En dan veral Genesis 1 tot 3, né? As jy Genesis 1 tot 3 verloor, dan verloor jy die evangelie, verloor die basis vir die evangelie, jy verloor manlikheid, vroulikheid, jy verloor huwelik, alles. So vir ons luisteraars net, maak miskien net 'n nota of onderstreep net in hierdie vraag van die katekismus, hierdie woord skepping of skeppingsdoel of geskape, en jy sal opmerk dat ons elke keer wanneer ons redeneer oor sake in die Bybel, oor etiese sake, ook gaan ons dikwels terug na Genesis toe. So net weer 'n oproep en 'n wekroep om mooi te gaan dink, hoe dink ons oor Genesis? Hoe dink ons oor die skepping? Hoe beskou ons die Here se woord? Is dit vir ons waarlik nog 'n gesagvolle, is dit die gesagvolle woord van God, of het ons begin vaag raak oor ons skrifbeskouing? Ja, ek dink dis 'n goeie punt, Marnix. Dit is die groot probleem van ons tyd, is skrifgesag, né? En dit is hoekom ons tema vir Skriptura is 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God uitgeasem. So die groot vraag sou wees is toe Moses Genesis geskryf het, en terloops, dit word ook betwis nou deesdae of Moses Genesis geskryf het. So as toe Moses Genesis geskryf het, het hy uit sy eie gedagtes, uit sy eie kultuurkonteks geskryf. Met ander woorde, Moses het gaan sit en nadink oor God, hy het sekere belewennisse van God gehad, het hy toe gaan sit en skryf en sê, ek dink so, en God het die mens man en vrou gemaak, of is dit God aan die woord, soos Luther gesê het. As ons die Bybel lees, is dit God aan die woord, of was dit Moses aan die woord, wat vir ons nadenke gee, vanuit sy ervaring met God, oor God se skepping. En dit is die groot verskil. En dit wat Jesus vir ons kom wys in Matteus, as hy aanhaal, het julle nie gehoor dat God het hulle man en vrou gemaak nie. Ja. Die feit dat daar 'n sondeval was en dat die vrug van daai sondeval 'n verdraaiing is, soos op die skerm 'n spektrum voortgebring het, soos wat die moderne mense en selfs in die teologie, moderne teologie vir ons probeer wys maak, dat daar nou skielik 'n spektrum is. Ek het nou net gelees en gesien blykbaar op Facebook, ek ken nie eers die getal onthou nie, maar daar is so iets soos 18 of 20 of ek weet nie hoeveel geslagsmoontlikhede nie, wat jy kan kies. Wat is jou geslag nou nie? So dat daar 'n spektrum is van geslag, is nie 'n gevolg van God se fout nie. Dit is die sondeval, en die vrug van die sondeval was al die verwarring wat ons sien. Daar's geen verwarring by Adam en Eva toe God hulle geskaap het nie. Hulle is geskape as man en vrou, en Jesus herhaal dit. En daarby moet ons bly. Die gesag van die skrif moet spreek oor wie is die mens, wie is die man en wie is die vrou. Jonker. Ja. Jaco, inleidend wil ek maar net sê vir die luisteraars, dit is nou, wanneer hierdie episode uitgaan, is dit ook die viering van Pride Month, wat nou al 'n geruime tyd is. Ons het dit nie so beplan om hierdie episode gelyktydig saam met Pride Month uit te gaan. Dat gaan nie, maar dit spreek van self, nee, dat daar is 'n probleem.
in ons samelewing, soos julle reg nou sê, die sosiale konstruk word heeltemal as norm geneem. Ek het verlede week toevallig nou, terwyl ons nie glo in toeval nie, maar okay, het een van die katkesante vir my gevra, hoorie, dit is mos nou weer Pride Month in Junie, en hulle was al klaar verward en gedink, dit gaan nie net oor die LGBTQIA+ mense nie, maar dit gaan oor alle geloofsoortuigings wat hulle geloof dan wat sal mense nou sê, vier, nê? En dat die hierdie lesbiese gay gemeenskap dit eintlik gekaap het. Toe sê ek, nee, dit is eintlik verkeerd om, dit is absoluut net 'n vakansie of 'n viering van hierdie soort ding, nê? En die punt wat ek hierdeur wil maak, is dat ons kinders en die verbondskinders, jy weet, Christenkinders, en alle ander kinders in hierdie wêreld word gemanipuleer met allerlei propaganda en so voorts, nee, dat ons naderhand verward raak in hierdie sogenaamde spektrum wat daar is, terwyl die Bybel baie duidelik is, soos julle reg gesê het, daar is man en vrou geskaap. Telkens gaan ons terug na wat die Bybel sê oor die skepping, en ons moet dit vir ons kinders leer, ons moet dit gaan verkondig aan alle mense, want dit is die orde wat God daar gestel het, en buite hierdie orde kan dit nie werk nie. Dis nie net ons wat teruggaan na die skepingsverhaal toe nie, maar selfs die Nuwe Testament gaan terug na die skepingsverhaal. Paulus gaan telkens terug na die skepingsverhaal, wanneer dit gaan oor die man se rol, oor die vrou se rol, oor die plek van die man en die vrou in die samelewing, in die kerk, en dan ook onder mekaar en hulle doel wat hulle het. Dink maar aan een teksgedeelte is Romeine 1, wat dan juis gaan oor hierdie verwarring van mense wat in hulle sondes volhard, soveel so dat hulle verblind is en dat God hulle oorgegee het daaraan. Maar daarteenoor sê ons nou saam met die skrif, nee, God het ons geskape man en vrou, en dan wil ek daarby sê, ekskuus, ek weet ek praat nou so effens lank, maar in aansluiting by vraag 3 van hierdie katekismus, is baie mooi hoe die vers aangehaal is uit Genesis. Is Genesis 1 vers 6 en 27. Nou daardeur moet ons baie mooi gaan oplet wat daar staan. Ons kan ontleding doen van wat daar al staan, maar daar staan, na die beeld van God het hy hom geskape, enkelvoud, en dan direk daarna man en vrou het hy hulle geskape. En dan telkens sien ons dat die mens, of man en manin, baie mooi vertaling, so as 'n eenheid geskape is na die beeld van God. Hier word gebruik gemaak van 'n Hebreëse parallelisme om uit te brei op die mens wat beeld van God is, dat dit man en vrou insluit. So, dis baie belangrik, met ander woorde, wat ons vir mekaar hier sê, is dat menslike geslagtelikheid, met ander woorde, man en vrou, wie is man en wie vrou, is nie 'n keuse van die mens nie. Is nie die mens wat om 'n tafel gaan sit, slim, sielkundiges en sosioloë en sovoorts, wat om 'n tafel gaan sit en die vraag vra, wat is menslike antropologie nie? En van daaruit definieer en sê, maar goed, ons het aanbeweeg, dis nou al soveel duisend jaar later, daai tyd was daar net soveel geslagte, ons het nou slimmer geword en beter geword, en met ander woorde, dat is amper 'n progressiewe openbaring van geslagtelikheid, as jy wil dit so wil hê, in die kultuur en in die natuur, en in hoe die mens groei. Menslike geslagtelikheid is nie iets wat progressief groeiend geopenbaar word nie. Met ander woorde, 2000 jaar terug het ons gesit met man en vrou nie, en 1000 jaar terug het ons nou nog 4 geslagte by nie, en nog 500 jaar het ons 6 by, en nou in 2025 sit ons nou met 'n spektrum van 20 tot 30 as jy wil. Dit is absoluut God wat spreek, na die mens te spreek en sê, ek het man en vrou gemaak na my beeld. En dit is belangrik vir my nogal om te sien dat beide wat Jesus aanhaal en wat Genesis sê is, dat man en vrou is 'n uitvloeisel van God se beeldskepping. Ja. Dit is direk gekoppel aan hoe God gekies het om te skape, en dat
die volle kwaliteit van die beeld van God is in beide geslagte. Daar's nie 'n onderskeid van hoe hy hulle geskaap het na sy beeld nie, maar hy het hulle wel ook anders geskape in die sin van hulle geslagtelikheid, nie in die sin van hulle wese nie. En dit is belangrik om dit raak te sien. So hierdie idee van dat die keuse by ons lê, en dit is mos nou moderne, ons mos nou baie gewild deesdae, jy mag nie vir 'n kind meer sê in die klas in graad 1, dit is nog nie so erg by ons nie, maar dit begin deurkom, jy's 'n seun of 'n dogter nie. Nee, daar word gesê jy moet kies, jy moet self kan kies. Ons moet daai kind toelaat om homself te ontdek. Hy moet self kies eendag wat wil hy wees. Dis 'n heeltemal omgedraaide teologie van die skrif wat vir ons kom sê wie is ons. Maar niks. Ja, net oor hierdie beeldskap, dit is saam met die skepingsgedagte in hierdie vraag, is dit natuurlik ook die sentrale deel, want beeldskap, ons kry die antwoord oor beeldskap, of ons kry die begin van beeldskap, kry ons daar in Genesis by die skepping, maar net terwille van ons luisteraars wat dalk nie heeltemal bekend is met wat hierdie woord beteken nie, in hierdie katekismes wat ons nou bespreek, dan staan daar by vraag 3, dat God ons na 2 geslagte geskaap het, na die beeld van God, soos dan aangehaal is, soos Jonker ook gesê het in Genesis 1, maar as die vraag, okay, goed, maar wat is hierdie beeld van God? Beteken dit nou God is man en vrou? Nee, want dit is ook 'n argument, veral onder die transgender mense, dat God is eintlik God is 'n spektrum van geslagte, en daarom skaap hy die spektrum in ons in, wat totale dwaler en nonsens is, nee, want kom ons gaan terug na die teks. Die teks sê in Genesis 1 vers 26 en 27, die verklaring dan daar by vraag 5 is, dat ons die uitnemende gawes waarmee hy ons geskaap het in ware geregtigheid en heiligheid na liggaam en siel sal uitoefen. En dit is die beeldskap. Beeldskap gaan nie daaroor dat God 'n spektrum van geslagte is of in hom het nie, maar beeldskap, soos wat ons dit ook in die klassiek gereformeerde manier verstaan, vanuit die res van die skrif, is hierdie uitnemende gawes, is barmhartigheid en liefde en so. So om het te illustreer wil ek graag die vraag vra, is daar onder die ongelowiges 'n sin vir reg en geregtigheid, liefde en barmhartigheid? In ander woorde, kan 'n ongelowige lief hê? Kan 'n ongelowige 'n sin hê van 'n morele reg of verkeerd? En die antwoord daarop is ja. Dis nie net Christene wat kan lief hê nie, dis nie net Christene wat reg en geregtigheid kan onderskei nie, maar die ongelowige kan ook. Waarom? Want hy is na die beeld van God geskape. So dis beeldskap. Beeldskap is hierdie uitnemende gawes. Nou terug by die hele saak rondom man en vrou. Wanneer ons vra oor identiteit, veral 'n mensidentiteit, identiteit van 'n man of 'n vrou, geslagsidentiteit, wat ook al. Wanneer ons hierdie tipe vrae vra, dan moet ons nie stop by ons biologie nie. Ons moet nie stop by biologiese geslagtelikheid nie. Ons moet ver teruggaan na beeldskap. So die vraag is nie, wat is jou anatomie nie. Die vraag is nie eers, hoe is jy groot gemaak nie. Die vraag is eintlik ook nie eers, wat is jou naam nie. Die vraag, eerste, fundamenteel, is die vraag oor beeldskap. Na wie se beeld is ek gemaak? Daar moet ons begin, wanneer ons vra oor identiteit wil begin beantwoord. Wie is ek? Wie is ek? Ek is in die beeld van God geskape. Goed, wat beteken dit? En die saak moet ek dan vir myself uitmaak en met die skrif in die hand uitredeneer. En dan gaan ek by die punt kom dat ek besef, goed, die manier hoe die mens dink oor homself verklap ook iets van sy beskouing van God. Want wanneer ek gaan terugdink aan beeldskap, dat ek in God se beeld geskape is, dan gaan ek begin vra, goed, maar wie is God? En wat beteken dit dat hy my na sy beeld geskaap het? Dan gaan ek leer vanuit die woord, God is liefde, hy is barmhartigheid en al die dinge wat hy van homself openbaar. So, kort en die lang van wat ek wil sê. Vra oor identiteit moet teruggaan na beeldskap, en dan gaan ek amper onmiddellik agterkom, dat my vraag oor wie is ek, moet ek eers die vraag antwoord, maar wie is God? En as ek daai sake uitgemaak het, dan kan ons begin redeneer oor geslagtelikheid ensovoorts. En dis natuurlik niks niets hierdie nie, Calvin sê dit ook, in sy institusie, wie is God, gaan vir my uiteindelik ook bring by die punt dat ek kan antwoord, wie is ek? So, belangrike punt net hier, wanneer van ons luisteraars sukkel met
geslagtelikheid, miskien seksuele verwarring of wat ek al hulle beleef, gaan terug na beeldskap. Gaan terug na wie is God. Jaco, ek wil net byvoeg by wat Marnix gesê het, hy het net nou gepraat van die beeld, jy is geskape na die beeld van God, alle mense is geskape na die beeld van God, en wat presies dit dan nou is, en dat selfs die ongelowige geskape is na die beeld van God, en dat hy ook goed en kwaad kan onderskei, en reg en verkeerd kan onderskei, maar, en ek dink dis die belangrike ding wat ons sien, in veral in Romeine 1, natuurlik ook in Genesis 3 alreeds, waar het alles fout gegaan? Waarom kan ons nie om een tafel sit en ooreenstem, dat as almal na die beeld van God geskape is, dan is almal se opinies reg nie. Want die sondeval het die beeldskap van God kom krenk. Met ander woorde, en ek dink amper Calvin verduidelik dit so, ek dink amper dis waar ek het gelees het, asof, en ek gaan dit my eie woorde sê, asof jy deur 'n bril kyk na die wêreld, as jy na die beeld van God geskape is, dan sien jy die wêreld op 'n sekere manier, jy sien wat's reg, jy sien wat's verkeerd, maar wat die sondeval kom doen het, is hy daai bril kom kraak op, hy het hom in verskillende dele kom opkraak, sodat jy soos 'n mosaïek glasstukke basies die beeld nie meer so mooi sien nie. Jy kan nie meer so mooi reg sien en mooi verkeerd sien nie. So partykeere dan skiet jy dalk raak, nê. Ander kere dan mis jy die punt heeltemal. En dis wat die sondeval kom doen het. Hy het ons beeldskap kom krenk sodat ons nie meer altyd reg en verkeerd kan sien nie, maar dat ons volgens ons eie oortuigings dan beoordeel en dat dit dalk verkeerd is dan, nee. So dis die een opmerking wat ek net wil maak. Ons moet baie mooi rekenskap lewer of rekenskap hou van die sondeval. En dan wil ek 'n laaste punt byvoeg by daardie vraag wat gevra word, kom sê by vraag 4, ek weet nie of ek dit vooruit hardloop nie, maar dat ons geskape is om God lief te hê met ons hele hart, siel en verstand en krag en ons naaste soos onsself. Nou ek weet nie, Jaco, jy moet maar vir ons leiding gee, kan ons oorbeweeg soontoe maar daardie liefde, dis ook 'n term wat hierdie mense wat hierdie hele beeldskap skeef trek, baie lief is om te verdraai. Want hulle sal sê liefde is liefde of liefde, selfs hierdie liefde wen, nee. Maar liefde is nie liefde nie. Liefde kom van God af. En daar's 'n regte liefde en daar's 'n verkeerde liefde. Om lief te wees vir die wêreld is nie in die oë van die Bybel reg nie. Maar om lief te hê soos wat God wil hê. En dit bring mense uiteindelik ook by die doel, maar dit sal ek nou nie vooruit hardloop nie, dit gaan ons laaste bespreek. Ja, ek wil net kortliks aanlas by julle albei oor beeldspraak, voor ons oorgaan na die volgende onderwerp toe, wat punt 2 Beeldskap. 4 is. Beeldskap, ekskuus, wat uit vraag 4 kom. So, dis belangrik dat ons ook weet dat ons belydenis sê vir ons, God is 'n enkelvoudige wese. In die Engels praat hulle in die teologie, the simplicity of God, die eenvoud van God. God is nie verdeel nie. So as ons hierdie argument wil dryf dat God tweeslagtig is of meerslagtig is of 'n spektrum is, dan verdeel ons die enkelvoudige wese van God in 'n manlike kant, en 'n vroulike kant ensovoorts. En dit gaan teen die wese wie God is, en dis nie wat beeldspraak beteken nie. Dit sou beteken dat God uit die spektrum van wie hy is, verdeeld in homself, het hy verdeeldheid geskape. Dit is onwaar, dit is onbybels, dit staan direk in ons belydenisskrifte en teen wie God is. God is liefde, beteken liefde omvang die volle wese van God. Al God se attribute of eienskappe is volledig wie hy is. Hy's nie verdeeld in homself nie. Dis nie asof daar 'n klomp blokkies in God is, 'n manlike blokkie, 'n vroulike blokkie en al die spektrum wat hulle vir ons wil voorgee nie. God het enkelvoudig geskape, sy beeld in die mens, en die man en vrou was geskape om die skepingsdoel, hierdie verbondsverhouding tussen man en vrou voor te bring met die doel van God se skepping, dat hy die mens sou trou, man en vrou wees, kinders hê, soos Maleagi 2 sê, om 'n goddelike nageslag te hê. Dit was nie 'n verdeeldheid in God se beeldskap nie.
Net 'n teks wat ek ook wil aanhaal wat belangrik is vir ons aanstap is, hierdie verwarring oor geslagtelikheid is 'n direkte uitvloei van die sondeval. Net na die mens gesondig het, Genesis 3 vers 7 lees ons, toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. Voor die sondeval was daar geen probleem met die mense geslagtelikheid. Daar was geen skaamte daarin, daar was geen onsekerheid daarin. Sondeval het hulle mekaar gesien. Jy kan jouself die prentjie indink, daar staan Adam en Eva en hulle sien mekaar. En skielik is 'n geslagtigheid 'n probleem. Skielik is selfs hulle eie naaktheid 'n probleem. So hierdie hele verwarring rondom geslagtelikheid en sovoorts vloei nie uit God se skepping nie, maar uit die sondeval uit. Goed julle, ek dink hierdie is altyd een van daai episodes wat mense sal lank aangaan. So kom ons stap aan na ons tweede punt wat kom uit vraag 2 en dit is die feit dat God geskaap het na sy beeld, beteken dat ons geslagtelikheid of God se beeld gee doel aan ons geslagtelikheid en bepaal hoe ons gaan leef. Ons is geskaap om God te lief te hê met wie ons is as man en dan as vrou. Ek moet God as 'n man lief hê en dien met die gawe wat hy my gegee het. Net so die vrou ook. En dit is hoe ons die skepingsorde ook sien en die roeping van die mens sien. Man sal sy huis verlaat, sy vrou aankleef, dat sal een vlees word en die skepingsdoel, hulle sal kinders hê en hulle sal heers met verantwoordelikheid oor die aarde. Beeldskap gee doel aan hoe ons geskaap is en hoe ons God gaan lief hê en voortlewe. Goed julle, wie val vir ons daarin? Maar niks. Belangrik om op te merk hier is dat die opdrag aan die ganse mensdom is dieselfde ongeag jou geslag. Ja. Die opdrag is presies dieselfde of jy volwassene of kind is, ryk of arm, maar of vet, wat jy ook mag wees. Die opdrag is eenvoudig, soos wat die katekismes hier baie mooi verwoord. God vereis dat ons soos wat hy ons gemaak het, man en vrou, met ons hele hart, siel, verstand en krag en ons naaste soos onsself lief moet hê. Daar's die opdrag. Die voorreg wat ons het, is dat ons hierdie opdrag mag uitoefen en uitvoer in ons bepaalde geskape rolle as man en vrou. In ander woorde, is nie net die man wat die opdrag kry om God lief te hê met hart, siel en verstand. Dis nie net die vrou wat daai opdrag kry nie. Dis nie net volwassenes wat die opdrag kry nie. Ons almal het die opdrag. Maar ons uitleef en uitoefen van daardie opdrag is hierdie pragtige ontplooiing eintlik van hierdie liefdesgebod. Is hierdie pragtige uitleef daarvan wat vir ons iets openbaar van hoe wys God is. Dit openbaar vir ons weer eens wie is die Here. En dit bly die heeltyd die fokus, dis wat ons heeltyd moet in gedagte hou. Net nou wat ek sê, as ons praat oor identiteit, moet ons teruggaan na beeldskap, en dit gaan ons bring by die vraag, wie is God? En dit is iets wat ons derentyd hoor, wanneer ons nadink, Bybels nadink oor man en vrou. Is wat vertoon my manlikheid of my vroulikheid vir hierdie wêreld? Ek is veronderstel om iets van God in hierdie wêreld in te ploeg, te wys, te illustreer, dit kom alles heeltyd uit. En dan moet ons vra, goed, is my persepsie van manlikheid, is my beskouing van manlikheid, is my idee van manlikheid, is dit in lyn met wat God van homself in hierdie wêreld wil openbaar? Is dit in lyn met wat God in die skrif van homself sê? Of is dit kontra dit? Is dit teen dit? As dit teen dit is, dan dien ek nie my doel as man nie, dien ek nie my doel as vrou nie. So, as ons dit nou koppel met Efesiërs, in Efesiërs 3, dan sê die apostel Paulus, en dis nou meer in die konteks van die kerk, ek verstaan dit, dis nie huwelik nie, maar huwelik in kerk, of huwelike vorm gesinnes in die kerk, dan sien 'n mens daar in Efesiërs 3, ek dink dis vers 10, wat sê dat God deur die kerk ook sy veelkleurige wysheid aan die wêreld wil bekend maak. En dis alles deel hiervan, dit is deel van mans en vrouens en kinders wat in die kerk is, of ons moet eintlik nie praat van in die kerk is nie, maar mans, vrouens en kinders wat die kerk is, gelowig is, wanneer hulle leef as mans en vrouens en kinders, deur die Here so lief te hê, dan illustreer dit hierdie veelvuldige wysheid van God. En dis waarvoor ons leef. Dis waarvoor ons ook ware Bybelse mans wil wees en ware Bybelse vrouens wil wees, want ons wil hierdie wysheid van God aan die wêreld en aan die demone en die geeste daar buite proklameer en kommunikeer. Wat ons dus vir mekaar sê, wat God in sy woord vir ons wys, mannings en jonker, is dat dis liefdeloos teenoor God, om dit wat God geskaap het, in 'n spektrum op te breek. Dis eerstens liefdeloos teenoor God,
Jesus het gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele krag en al jou verstand. Tweedens is dit liefdeloos teenoor jou naaste, om hom verder in die sonde in te help, in die skaamte wat gekom het, om vir hom aan te moedig, om iets anders te wees as man en vrou. Dit is liefdeloos in beide gevalle. God se geslagtelikheid wat hy geskep het as uitvloeisel van sy beeld, moet ons aktief uitleef in hierdie wêreld. En ons moet leef volgens God se skeping se doel. En dit wat vraag 5 vir ons sê, Jonker, kan jy ons verder daarmee voorthelp? Ja, graag, Jaco. Net soos wat ons by vraag 3 gesê het, ons moet die beeldskap van God definieer en binne die konteks van die res van die skrif moet ons dit definieer en saamvat. Moet ons by vraag 4 dieselfde doen oor liefde, veral teenoor die mense wat hierdie liefde verkeerd en uitleef en verdraai. Ons moet verstaan wat die Bybel van liefde sê. Ek het dit net nou so 'n bietjie gesê, nie alle liefde is goed nie. Hoewel God liefde is, sê die Bybel natuurlik in, ek dink Johannes 4, is nie alle liefde vir die sonde is nie goed nie. Maar 'n liefde en 'n toewyding aan God. So hierdie vraag 4 van hierdie katekismes wil dit ook in dieselfde konteks van die res van die skrif plaas en daarom is die voetnotas baie duidelik. Daar's uit Levitikus, uit Deuteronomium 6 vers 5 'n kerngedagte, 'n kerngedeelte daaroor en Matteus 22 die groot gebod van wat vir Jesus gevra word, wat is die groot gebod, wanneer Jesus dan weer Deuteronomium 5 aanhaal. Nou dit is baie belangrik. Want die liefde vir God is binne die konteks van sy wet, sy woord, wat hy wil hê, soos wat hy dit gemaak het. En dit bring my by die 5de vraag. Ons liefde, soos wat ons in vraag 4 gesê het, wat uitgeleef moet word, is direk gekoppel aan ons skepingsdoel. Ons is geskape om God lief te hê, ons is geskape om ons liefde vir God en ons naaste uit te leef soos hy wil hê, en ons is geskape met 'n doel. En ek weet dit is 'n apologetiese argument wat baie mense natuurlik dalk krities oor is, maar die punt is, God het ons geskape met 'n doel. En alle skepsele het 'n doel. Die Bybel leer dit tog baie duidelik vir ons. So as jy 'n skepsel is, dan het jy 'n doel, dan het jy 'n skepper en hy het jou as te ware met 'n gebruikers, wat noem hulle dit in Afrikaans, 'n gebruikersgids, 'n instructions manual, het hy jou geskape sodat jy werk soos wat hy jou geskape het. En dit is in sy woord. En sodat ons lewe volgens daardie doel. As jy nie daardie doel nastreef en uitleef nie, dan sal jy nooit jou skepingsdoel bereik nie. So dis hoe ek net inleidend oor vraag 5 wil sê. So die kern of die hart is die opdrag wat ons gehoor het in vers 4. Die hart van Christendom, die hart van ons skepingsdoel is dat ons God sal lief hê. Met hart, siel en verstand en alles. Die manier hoe daai opdrag uiting vind, hoe ek aan daai opdrag uiting gee, die manier hoe ek dit doen is deur my rol as man of vrou, is deur 'n Christen man te wees en 'n Christen vrou te wees, met my bepaalde take, roeping, verantwoordelikheid ensovoorts. So, die kern van, dit is nou ongelukkig ook iets wat gebeur wat mense opmerk in behoudende Christenkringe, is dat daar soveel teruggeswaai word na Bybelse manlikheid en vroulikheid, dat ons eintlik weer heeltemal aan die ander kant oorreageer, en nou word manlikheid of vroulikheid word nou eintlik die nuwe kern, dit word nou eintlik die nuwe hoofsaak. So manlikheid en vroulikheid word nou weer verhef, bo die oorspronklike opdrag wat die Here gegee het, naamlik om hom lief te hê. Nou fokus ons so erg op manlikheid en vroulikheid, dat ons die opdrag verloor, en daar begin 'n totale wanbalans weer intree. So ons moet dit net mooi in balans behou, soos wat vraag 5 het vir ons baie mooi uitlig. Hoekom het God ons as man en vrou na sy beeld geskape? So hoekom is ek 'n man? Hoekom is ek 'n vrou? Dis sodat ek die Christelike opdrag wat elke mens het, as 'n man of as 'n vrou, met die spesifieke manier hoe die Here my gemaak het, en met my spesifieke roeping as man of as vrou, dat ek daardeur en op die manier kan uiting gee aan die liefdesgebod wat die Here aan ons opgedra het. So, wat vraag 5 dan vir ons hier teen die einde wys en sê, uit God se woord uit,
Ons moet leef volgens God se skepingsdoel. En hy het ons geskape as man en vrou, en dit beteken dat as man het ek uitnemende gawes as 'n man, wat uniek is aan 'n man, wat deel is van hoe God my geskaap het, om hierdie roepingsdoel van hom te vervul. En ek moet hom verheerlik, ek moet trots wees, ek moet dit met aanbidding en lof aanvaar, en opneem, wat vir my gegee is. En ek moet met die nuwe lewe wat Christus geskaap het, my man wees gaan soek, en uitleef, en God verheerlik. Dieselfde met 'n vrou. Ek moet nie ontevrede wees omdat ek 'n vrou is, en nou begin wil man wees, en myself meer man wil maak nie, soos wat ons nou sien met wat gebeur deesdae met sport byvoorbeeld nie. Selfde met die man. Ek het nie daar's met altyd die spot oor ons feminine kant. Ek moet nie my feminine kant oordryf dat ek nou ontevrede is met my manlikheid en nou 'n vrou wil word nie. Nee, dit is teen wat God gemaak het. En die sondeval het daai ontevredenheid gebring en of daai verwronge beeld gebring. Maar in Christus, en ek wil hierdie punt hier op die einde inslaan in ons laaste deel van ons opname. God het kom herskep. Die Bybel is baie duidelik dat God die beeld van die mens kom herstel het. Die sondeval het die beeld verbreek. Christus het die beeld kom herstel. Hy het my as 'n man kom herstel in hom, om te verstaan wie ek geskaap is en waartoe ek geroep is, dieselfde met 'n vrou. En ek wil 'n bietjie 'n pastorale punt, wat eintlik dink ek 'n nuwe episode of 'n aparte episode op 'n ander tyd is, maar net noem dat ons sien nie hiermee dat daar nie versoekinge is, dat daar nie geslagtelikheid versoekinge is nie, soos homoseksualiteit nie. Wat ons wel vir mekaar sê is, vat wat jou toegedeel is, sien die herstel in Christus, soek God se doel, en ons moet nie vergeet dat die Here gesê het, hy het sy Heilige Gees gegee, wat ons sal lei om te heers oor die sonde nie. Ons is nie meer slawe van die sonde nie. Jy behoort nie meer 'n slaaf van geslagtelike wanorde te wees nie. In Christus kan jy herstel word tot jou ware identiteit, en jy kan daai identiteit soek onder die krag en die leiding van die Heilige Gees en uitleef met die versoekinge wat jy as 'n man of 'n vrou het na die teenoorgestelde geslag. Kan jy uitleef en navolg en ons kan leef in heiligheid en geregtigheid deur hierdie nuwe skepping van Christus. As man en vrou moet ons geslag uitleef in die heerskappy oor die aarde. Julle Jaco, ek wil graag net yes, ekskuus Jaco, ek wil graag sê oor vraag 5 nê, dis so pragtig altyd hoe die vraag alreeds vir jou in 'n rigting lei met hy begin met hoekom. Nou die hoekom gee vir jou die doel. Hoekom het God die man en die vrou na sy beeld geskaap? Dit bring ons weer terug na vraag 3 toe. Want ons is geskape na die beeld van God om hom lief te hê, maar hoekom? En dit bring ons by die uiteindelike doel, en dan die antwoord bring ons eerste na die uitnemende gawes wat in Psalm 8 vir ons mooi aangedui word. Dat die mens is geskape om te heers oor die dinge van die aarde. En in daardie opsig het God ons geskape na sy beeld in ware heiligheid en geregtigheid, sodat ons hom kan verteenwoordig, sodat ons kan heers oor die skepping. Dit is wat ons moet uitstraal. En dit is wat soos jy sê, die sondeval kom verbreek het, die beeldskap kom verbreek het, sodat ons nie meer reg regeer en verteenwoordig soos wat God wil nie. So dit gaan daaroor dat die mens is geskape om te heers op die aarde. En dit is wat ons moet uitleef, sodat ons hom kan verheerlik daarin, sodat elke ander skepsel wat nie na die beeld van God geskape is nie, so goed geregeer kan word, soos God dit wou hê. En dit bring 'n ou by ook die doel van die mens, die man en sy vrou. Hulle is mekaar se hulp, sodat hulle in hierdie skepingsopdrag mekaar kan bystaan. Ek wil sommer hier dan advertensie gee vir die konferensie wat opkom, en ek gaan bietjie gesels as die Here wil oor die Christus gesentreerde huwelik. So ek sien ook uit daarna. Ja, net om
by Jonker Antaak die konferensie waarna hy verwys is die konferensie by Daspoort Gereformeerde Kerk. As ek die datums nou reg het vinnig uit my gedagtes is dit 6 en 7 Junie, as ek reg julle. 6 en 7 Junie gaan lede van die Scriptura span ook daar gesels. So ja, ons sien ook uit daarna. So broers, ek dink ons gaan hier aanhaak, as daar niemand is wat iets verder wil sê nie, wil ek net afsluit met hierdie woord, eenvoudige kort woord. God se skepping was baie goed, soos God self gesê het. Toe hy klaar geskep het, man en vrou, en het hy teruggekyk na sy skepping, en die woord van God aan die woord sê van ons, dit was baie goed en mooi en wonderlik, en ons moet dit, ek kry nie nou 'n mooi Afrikaanse woord nie, celebrate, ons moet dit eer, ons moet dit in aanbidding eer, en ons moet mooi praat daaroor, en ons moet dit uitleef. Wat God gedoen het was so goed, en ons kan hom verheerlik daarmee. Baie dankie julle vir hierdie groot gesprek, ek het dit baie persoonlik baie geniet, en ek glo opbouend vir myself en vir julle, en ek vertrou dat dit ook vir ons luisteraars so sal wees. Tot 'n volgende keer. Totsiens.